Goeiemôre. Jy luister na oordeenking 53 in die reeks Die Goeie Lewe. Hierdie reeks is gebaseer op 'n boek van Robert Waldinger en Mark Schultz, The Good Life and How to Live It. Lessons from the world's longest study on happiness. Ons tema vanoggend is wonderlike, aaklige verskille. Ons het in die laaste oordeenking gesels oor die belangrikheid van empatie en liefdevolle sorg in verhoudings. Alles op die keper beskou. Te midde van ons verskille en geskille, is die goeie intensie, bedoelings en ingesteldheid van my teenoor my hartsmense en my hartsmense teenoor my 'n krities belangrike faktor in verhoudings. Selfs al gaan mense soms deur 'n moeilike tydperk in verhoudings, blyk dit dat daardie verhoudings sterker bly wanneer die persone teenoor mekaar met empatie en liefdevolle sorg optree. Die verskille tussen ons is dikwels 'n belangrike oorsaak vir konflik. Verskille in persoonlikheid, persepsie, opinie, maniere van doen, veroorsaak spanning en konflik. Iets wat vir my botweg net verkeerd is, kan bloot 'n ander persoon se voorkeur wees. Hulle het nie 'n wet oortree nie die gebooie oortree nie 'n landswet of enige ander reëls nie. Dis bloot 'n persoonlikheidsverskil, 'n persepsieverskil, 'n ander manier van doen. Die sleutels kom daar. 'n Mens sit nie 'n handdoek op die bed of laat dit op die grond val nie. 'n Mens deel nie jou geheime met vriende of vriendinne nie. Ons het nie nou geld daarvoor nie. Jy bring nie jou kant nie. Ek wil net 'n bietjie ontspan voordat ek die skoolegoed was. Jy praat ook nooit met my nie. Kan jy net by die punt uitkom? Ek moet altyd vir almal wag. Al wat ek hoor is kritiek. Jy sien, elkeen van hierdie punte is uit 'n bepaalde perspektief en binne 'n bepaalde konteks is dit waar en tegelyk ook nie waar nie. Ek weet, jy sal vanmôre sit en afhangende van waar jy teenoor hierdie standpunte staan, gaan jy sê, dis potweg verkeerd. Ek voel ook soms so, maar so voel 'n ander persoon teenoor my. Nee, jy kan maar in die kerk gaan kyk. Wat vir die een persoon onaanvaarbare deel is van die liturgie, is vir die volgende persoon absoluut nie belangrik nie. In ons tradisie is 'n toga vir sommige mense van enorme belang. En vir 'n ander persoon is dit irrelevant. Wanneer ons die eerste keer verlief raak, raak ons verlief op die persoon wat dramaties van ons verskil. Daar's ooreenkomste en ons hou van baie van dieselfde goed, maar daar is groot genoeg verskille dat daardie persoon ons interesseer, hulle is uniek en hulle vul in baie opsigte 'n deel van my aan wat nie prominent is nie. Iemand wat stillerig is, trou dikwels met iemand wat kliphard lag en baie praat. Iemand wat vreeslik sagmoedig en barmhartig is, trou soms met iemand wat nogal kwaai kan wees. En natuurlik andersom. En dit wat vir ons so wonderlik is in die verliefdheidsfase, word juis dikwels later die bron van irritasie. Dit wat ons afsit van die ander persoon. Die groot fout wat ons hierna maak, is om daardie frustrasie so prominent te maak, dat ons eintlik die res van daardie persoon al vaar begin raak sien. Dit wat jou pla of dit wat jou irriteer, begin so prominent staan in jou gedagtes. Dit is amper soos wanneer jy na 'n muur kyk en daar's een baksteen skeef. Daar's 10,000 van hulle wat reg gelê is, maar jy fokus so op daai een skewe baksteen, dat jy naderhand nie meer die goeie raak sien nie. En natuurlik is daar dinge in ons lewensmaats of in ons gesinslede, wat ons met tye frustreer. En die fout wat ons daar maak, is om dit te sien as permanent en onveranderlik. Die skrywers van The Good Life verwys na 'n boek deur Dan Weil, getiteld After the Honeymoon. Ek haal aan in my boek op bladsy 179. After
the honeymoon. The very words carry the burden of sadness, as if for a while we lived in a golden trance of love, and now we've been jolted awake. The fog of early infatuation has lifted, and we see our partners for who they are. Immediately comes the thought, oh no, is this the person I'm supposed to spend the rest of my life with? Sommige mense kan nooit verby hierdie fase van teleurstelling kom nie. Dis asof hulle in groot naïwiteit glo, daar's iemand daar buite wat nie daardie tekortkominge of daardie foute het nie. C.S. Lewis het 'n interessante metafoor gebruik. Hy het gesê, verliefdheid is soos om in 'n swembad te duik. En as eers as jy ingeduik het, het jy agterkom, die tema is nie om te duik nie, maar om te swem. Maar vir diegene wat dit nie besef nie, en nie daarby wil aanpas nie, herhaal die duikslag, maar elke keer in 'n ander swembad. Die geskille en die verskille tussen ons, in die groter prentjie van die lewe beskou, is 'n teken van gesonde verhoudings. Kom ek deel met julle 'n verhaal van 'n jong man wat geluk gevind het in iemand wat presies is soos hy. Baie jare gelede het 'n jong man my kom sien en sy verhaal vertel. Hy het 'n meisie op Facebook ontmoet en hulle het begin gesels. Dit was wonderlik. Hulle het dieselfde belangstelling in rekenaarspeletjies en resieskarre gedeel. Later het hulle mekaar in persoon ontmoet en het dadelik geklik. Vir langer as 'n jaar het hulle uitgegaan en hy was vasoortuig dat dit sy trouvrou is. Toe begin daar vrae ontstaan. Klein brokkies detail het nie heeltemal sin gemaak nie. Hy het 2 en 2 begin by mekaar tel en die antwoord was nie 4 nie. En toe kom die skok. Die ontdekking dat sy 'n vals persona geskep het om hom te beïndruk. Alles wat sy vir hom in daai jaar gesê het, was nie waar nie. Sy het hom vir 'n lang tyd dopgehou op Facebook en uiteindelik gehou waarvan hy hou en gedoen soos hy doen en voorgegee om soos hy te wees. Kan jy dink die skok en teleurstelling? Maar toe sê die jongman iets wat my lewe lank by my sal bly. Jessie Dominee, ek was so verlief op hierdie meisie, maar eintlik was ek verlief op myself. Die verskil tussen ons, die verskille in persoonlikheid en persepsie en maniere van doen, as ons dit raak sien en begin waardeer, is dit in 2 verskillende rigtings goed vir ons. Eerstens, om te besef dat ek juis iemand gekies het wat anders as ek is, wat so uniek en interessant en anders is. Tweedens, om te besef dat ons nie moet probeer om die ander persoon te verander, om uiteindelik 'n ek te word nie. Dit is eintlik die hoogpunt van egoïsme, om iemand anders soos ek te probeer maak. Jy ken dalk die oulike grappie. Na jare se getroude lewe waar 2 mense mekaar skaaf en verander, sit hulle op hulle ou dag op die stoep en sê vir mekaar, ja, jy is ook nie meer die persoon met wie ek getroud is nie. Met dit alles gesê, moet ons ook na onsself kyk en sê, daar is aanpassings wat ek kan maak. Ek hoef nie my identiteit op te gee, om sekere aanpassings te maak, om ook nader te beweeg aan wat 'n ander persoon verkies, en wat vir hulle belangrik is nie. En dis 'n tema, waaroor ons op 'n slag ook bietjie langer kan praat. Belangriker as enige van hierdie verskille en geskille tussen ons, is om 'n lewe te leef, deur die leiding van die Gees van God. En kom ons vra die Here, om ons juist daarmee te help. Hemelse Vader, ons bid dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Gees in ons lewe sal bly inoefen, om lief te hê, om blymoedig te leef, om vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedhartig te wees, getrou te wees, sagmoedig op te tree,
en myself te beheer. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort. En ek kruisig vandag my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie. Maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, dat ek ook myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Hierdie gebed is gebaseer op Galasiërs 5 vers 22 tot 6 vers 1. Liefde en 'n geseënde dag verder.